Japie, baie keer hoor ons in die rooivleisbedryf van metings en aantekeninge. Hoekom is dit so belangrik om metings en aantekeninge uit te voer? Ja, ek wil eers terugverwys na, ek dink een van die vaders van teeling in Suid-Afrika, Prof Jan Bonsma, wat gesê het om te meet is om te weet. En in die moderne tyd het ek van iemand gehoor wat gesê het measurement is management. Jy het sekere goed wat jy moet aanteken of meet om agter te kom of jy suksesvol is in jou besigheid. En as jy dit nou weet en jy het miskien 'n bietjie rekord oor tyd, dan kan jy 'n besluit maak om jou bestuur aan te pas. En dan na die laaste een wat ek nou baie meer betrokke is, gaan oor seleksie van diere, om diere te kies wat die ouers moet wees van die volgende generasie. Met ander woorde, jou teeldiere. Watter van hulle moet jy ontslaa raak en watter moet jy hou om jou, sê nou maar jou koeie of jou ooe te vervang. Is aantekeninge en metings hoofsaaklik gerig op stoetboere? Ek sien die stoetboere amper soos die ingenieurs wat 'n kar ontwerp. Met ander woorde, hy moet weet wat moet hy verander aan die brandstofinspuiting om 'n beter brandstofverbruik te kry, of wat se remme gaan werk en sulke tipe goed. So hy moet eintlik 'n klomp goed meet. En daai klomp klein goedjies maak 'n geheel, dit maak 'n kar. In ons geval maak dit nou 'n bees, wat nou 'n waarde het as 'n teeldier. Maar 'n kommersiële ou, as ek nou 'n bakkie gekoop het, gaan ek nou ook meet wat is my brandstofverbruik. Ek gaan ook meet of aanteken wanneer moet hy weer gediens word ensovoorts. So met ander woorde, as jy die analoog kan deurtrek na 'n kommersiële veeboer, dan dink ek dis net so belangrik. Miskien nie al die goed meet wat 'n stoetboer meet nie, maar jy moet die goed meet wat 'n verskil kan maak aan die wins en verlies op jou plaas. So wat is die belangrikste aspekte as 'n boer nou metings en aantekeninge wil doen? Waarna kyk ou alles? Kyk, ek dink die ooglopende goed is wat 'n verskil kan maak aan jou wins en verlies op jou plaas. Die belangrikste aspek by vleisbeesboerdery wat 'n verskil in wins en verlies kan maak, is die reproduksie-tempo van jou vroulike diere. Met ander woorde, hoe vroeg vat daai vers in die seisoen? As 'n vers kalfie gebore word vroeg in die seisoen, is haar kans weer beter dat sy weer eers te gaan kalf as sy nou 2 of 3 jaar oud is. Dan natuurlik hoe goeie maas daai koeie is. Weeg die kalvers wat jy verwag hulle moet weeg, en jou produk wat jy verkoop, as jy byvoorbeeld 'n speenkalf verkoop en die ouens van die voerkrale wat dit kom aankoop, kom laai dit, dan moet jy dan weet, is daar sekere bulle wat vir jou swaarder kalvers gee, is daar sekere koeie wat beter na hulle kalvers kyk, want 'n kilogram verskil maak 'n paar rand se verskil in daai hele proses.